Ons lees die oordenking vir die 8ste Junie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is Ark en ons teksvers 1 Kronieke 16 vers 1 en 2 sê, die Lewiete het die ark van God ingebring en het neergesit binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Nadat Dawid klaar 'n brandoffer en 'n maaltydoffer gebring het, het hy die volk geseën in die naam van die Here. Die verbondsark van akasiëhout gemaak en volledig met goud oorgetrek. Dit was volgens God se voorskrifte gemaak. Net die allerbeste en keurigste was goed genoeg vir hom. In ons gedagtes sien ons die kliptafels met die 10 gebooie. 'n goue kruik met manna en die amandelstaf van Aaron wat 12 maal per jaar geblom het. Bo op die ark was die versoendeksel en 2 gerubs met uitgestrekte vlerke waarvan die punte aan mekaar raak. Bokant die versoendeksel, tussen die gerubs, rus die wolk waaruit God met Moses gepraat en sy opdragte aan die volk bekend gemaak het. Wanneer die volk na 'n nuwe kampplek moes vertrek, is die tabernakel afgeslaan en die ark met die voorhangsel bedek. Niemand mag dit aangeraak het nie. Die priesters het voorgestap, met die ark tussen hulle. Die wolkkolom het dan vir hulle die plek aangewys waar hulle die nuwe kamp moes opslaan. Vir Dawid was dit belangrik om weer die ark tussen die volk te hê as simbool van God se inwoning by sy mense en om te versterk vir sy taak as koning. Soos die wolkkolom bokant die ark vir die Israeliete die koers aangewys het, so wil die Heilige Gees ons deur ons lewe lei. Ons moet ingestem wees op sy teenwoordigheid en hom toelaat om voor te stap. Dawid se woorde in Psalm 25 vers 12 geld ook vir ons. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies. Baie dankie vir u Heilige Gees, Here. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.